dat jy so graag vir jou kind wil hê wat reg is. Maar hulle maak ander keuses, ander besluite. En daar is niks wat jy daaraan kan doen. Dit kan finansiëel wees. Jy het eie besluite, omstandighede, wat dit ook al is, en jy besef, dinge het anders uitgewerk. Ek het geweet, dis waar op hierdie stadium van my lewe gaan wees, dis hoe dit sal wees, en dit is nie so nie. En dit is niks wat jy daar kan doen. Dit kan professioneel in jou beroep wees. Dit kan jou gesondheid wees. Jy gaan nie doodgaan nie, maar dis kronies. Dis jou toekoms. Dis jou nuwe realiteit. Dis permanent. Dis jou nuwe normaal. Daar is nie 'n oplossing nie. Jy het opsies. Dit is altyd opsies. Maar dit weet jy ook. Elkeen van hierdie opsies gaan dinge eintlik vir jou slegter maak. So wat doen jy? En dan, wanneer jy op hierdie punt kom, dan is daar hierdie innerlike konflik. Hierdie innerlike gesprek, hierdie twee teenstrydighede. En een van die kern van dit eintlik maar is, dat jy vra, waar is God? Weet hy nou net nie van dit? Ek bedoel, waar is hy? Hoekom sien hy my nie? Hoekom hoor hy my nie? Hoekom verander hy nie dinge? In my guns, is wat ek van vra nie. As ek net kan onderbreek op hierdie punt. Ek lees in die week, en dit is so logies. Jy sien, ons vra, hoekom gee God nie wat ek wil hê? En onmiddellik begin twyfel jy of God leef en of hy bestaan. Ons hemelse Vader. Maar ons eie paas, ons aardse paas, jy betwyfel of God bestaan, né? Want hy gee nie wat jy wil hê. Maar as ek nou vir my pa gevra het, pa asseblief kan ek dit kry? En hy sê vir my, nee, jy kan dit nie kry nie. Betwyfel ek sy bestaan, dat ek gedink hy bestaan nie meer. Dit is nie so nie, dieselfde met God. Maar ons betwyfel hom, ons bevraagteken hom, waar is hy? So wat doen jy, as dit is hoe dit is, en daar's niks wat jy weet, jy daarin kan verander. Maar ons het gelees die gedeelte in Habakuk, en ons gaan vanoggend nou weer daai gedeelte gebruik. Wat doen jy? Wat gebeur hier? Nou, Habakuk, presies dieselfde as ons, hy vra, Here, hoe lank moet ek nog om hulp roep voordat u hoor, Here, moet ek by u bly klaar? Waarom kyk jy toe as daar soveel ellende is? En dan kom jy antwoord, jy moet net geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie. Want ek kom beslis, dit sal nie uitbly. So wat hy sê, wat hier nou gebeur met jou, hierdie nuwe realiteit van jou, hierdie nuwe ding van dis hoe dit is, dis net 'n tussenin tyd. Dis al wat dit is. Dis net 'n tussenin tyd. En God sê, verseker sal dit verbygaan. Dit sal oorwaai. Dinge sal nie bly soos wat dit nou is nie. Dit is net 'n tussenin tyd. So, vandag se vraag is, wat doen jy in die tussenin tyd? Jy weet wat jy kan doen nie. God sê, dinge sal vir jou verander. Ek is nie weg nie, ek is nog steeds hier. Dinge sal verander, dis net 'n tussenin tyd. So wat is hierdie tussenin tyd? Ons het net nou gepraat van hierdie innerlike konflik. So die tussenin tyd is eintlik 'n storm. Dis wat dit is. Daar's 'n storm binne in jou. Dit speel waarskynlik buite af. Dit het dit, verskoon die Engels, getrigger. Dit was die sneller. Maar nou is die storm hier binne in jou. Dit is wat gebeur in die tussenin tyd. So wat doen jy as daar niks is wat jy kan doen? Hoe hanteer jy hierdie innerlike konflik, hierdie binne-in storm? Wel, sê Habakuk aan die einde, sê hy, as jy die storm sien vir wat dit is, as jy die storm sien vir wat dit is, dat dit 'n storm is, sal jou lewe, nadat die storm verby is, nooit weer dieselfde wees. As jy eerlik en rou eerlik die storm sien vir wat dit is, en net wag, sal dit nie net verbygaan nie, maar jy sal vir altyd anders binne-in wees. Want elke storm, ook die een waarin jy nou dink, elke storm gee vir ons 'n geleentheid om beter en brawer en groter aan die ander kant uit te stap.
Elke enkele storm in hierdie lewe is 'n geleentheid dat ek en jy brawer en beter en groter ander kant kan uitkom. As jy dit sien as 'n storm. Ek het my diensplig in die vloot gedoen. Die bevelvoerders, hulle het uitgesien na 'n storm op die see. Want hulle het geweet, in daai oomblik gaan hulle vaardighede en ervarings opdoen wat hulle andersins nooit sou opdoen. Hulle wou 'n storm hê, want hy het geweet hy gaan groter en dapperder deur hierdie ding kom. Dit is hoe dit is. Ons vergeet te dikwels dat die storms van die lewe is eintlik 'n helpende hand. Storms van die lewe is 'n helpende hand. Om jou te help om binne meer en beter en sterker te word. Dis in die stormtye wat ek en jy goed leer wat ons andersins nooit sou doen. Soos 'n kaptein wat die hele tyd op kalm water. Hy gaan eintlik hierdie bang oomblikke is die oomblikke waar hy selfvertroue kry. Die bang oomblikke wanneer die storm losbars in jou en my lewe. Dis daai tye wat ek en jy vir God veronderstel is om te sien vir wie hy is. Dat hy elke storm beheer. Dat wanneer die storm in jou lewe losbars, is hy allermins weg. Soos wat ons hom betwyfel. Sê, waar is hy? Wel, hy is hier. Ons het storms in ons lewe nodig, sodat dinge binne ons kan verander. En as 'n mens gaan kyk op 'n fisiese vlak in die natuur na storms, ek het nou gaan kyk, dit is net so absoluut fascinerend van toepassing op ons lewe en ons spirituele geestelike lewe. As jy na 'n storm gaan kyk, ek het nou gaan Google, ek kon nou nie presiese getalle kry nie, maar min of meer 50% van die water wat in Suid-Afrika val, is waters van storms. Want daar storms, ons in die Kaap kry maar nie so baie van nie, maar in die binneland. 50% ongeveer van die water wat in hierdie land val, wat die damme vol maak, wat die bome verder hoër laat groei, wat plante groei gee en wat ook al. 50% daarvan kom van storms. Die winde wat gepaard gaan met hierdie storm, en altyd hierdie sterk stormwinde. Daai winde waai sade baie verder as met normale reën, sodat daar ander plek ook groei kan kom. Die winde maak dat plante groei wat oud en swak is. Dat dit wegwaai of afbreek of uitwaai. En wat gebeur? Daar's nuwe groei. Hy boom kan net groei, die plante groei wat skoon gemaak het, dat 'n nuwe plante groei. Dit is wat in 'n storm gebeur. Vir my, die kinders, toe hulle klein was, en daar's 'n donderstorm in die Kaap, wat ons nie baie kry, en hulle is bang. Dan sê ek, hou die gras dop oor so 5 na 6 dae, ons grasperd. En wat gebeur? Daarbo, dit is amper soos 'n hemelse kunsmis wat gegooi word deur die aarde. Daar's nitrate wat vrygeet. Dit is soos kunsmis. Die gras groei mooi. Dit gebeur net in 'n storm, nie met enige ander reën. So storms maak skoon, dit bevorder nuwe lewe, nuwe groei, daar's nuwe geleenthede. So gedagte nommer 1. Daar is seën, ook in storms. 'n tipe seën wat jy nie met ander reën kry. Daar is seën in storms. Moenie dit uit jou lewe uit wens. Moenie dit uit jou lewe wens. Jy hoef nou nie 'n smart vrae te wees of hierdie Sunny wat ook al, jy weet wat, die lewe, jy weet, hy soek eintlik tog net trane en hartseer en jy weet, bære goed van 20 jaar terug se begrafnis en kyk elke. Dis nie wat ons van praat nie. Dis nie wat dit gaan. Moenie storms uit jou lewe uit wegwens. Daar's seën in storms. En wat jy ook nie moet doen, is as jy gesien het, daar's niks wat ek nou hieraan kan doen nie. Hierdie is definitief 'n tussenintyd. Moet dan nie die ding fight nie. Moenie die storm beklei.
Jy kan nie, net soos wat ons die natuurse storm nie kan beklei nie, as hy daar woed, so kan ek en jy nie die lewensstorme beklei nie. Ek dink vanoggend, ek weet nou nie, dit gaan nou afhang van hoe oud jy is, maar daar was 'n Halleluja lied gewees, as die lewensstorme woedend om jou slaan. En toe sing die seentjie vir hoe lank sing hy, as die lewe storm, dan moet jy woedend om jou slaan. Dit wat hy te sê. Maar dis nou die verkeerste ding wat jy kan doen. Dis die verkeerste ding wat jy kan doen. Dis nie die lewe wat jou storm nie. Daar is 'n storm. Daar's 'n storm. Erken dit vir wat dit is. Sien dit vir wat dit is. Leef deur daai storm. Weet God is nog steeds daar. Daar's 'n Engelse uitdrukking wat sê, don't fight the storm, weather the storm. Jy kan nie met beklei nie. Dit help nie, jy gaan raas nou nog nie. Jy klaar nou mos probeer. Die ding uitsorteer. Nou gaan manipuleer jy mense, jy beklei en vloek en skree gaan te kere, jy mis die doel van 'n storm totaal en al. Jy's eintlik besig, moet jy weet, om dit wat God binne in hierdie storm binne in jou wil doen. Jy maak waarskynlik daai deur toe. En dit wat hy wou doen, die hoër plek waarin hy jou vat, die brawe en die beter, kan nie gebeur met ek en jy beklei. En ek weet, dit is 'n natuurlike menslike ding, maar as jy weet, hierdie situasie wat nou waarin ek nou sit, daar's niks wat ek kan doen nie, jy weet dit. Dan moet jy deur daai storm kom. Sien dit as 'n tussenin tyd. Tussenin tyd waar iets binne in my moet gebeur en verander. En verseker sal dit. Verseker sal dit. En dit sal verbygaan. Dit sal verbygaan. Op 'n persoonlike vlak het ek ook al 'n paar storms in my lewe gehad. En wat ek op 'n persoonlike vlak geleer het, is dat as ek tot die slotsom gekom het, dat daar nou niks is wat ek kan doen aan hierdie situasie. En ook wanneer, kyk, daar gebeur soms goed wat ons nie kan verduidelik nie. Dit is net hierdie onlogiese, onverduidelikbare ding wat gebeur. Jy kan dit nie logies verklaar, wat het nou hier gebeur, hoekom het hierdie storm gekom, hoekom het hierdie mense dit gedoen, dit is, jy die ding gaan deur, dit maak net nie sin. Dan sê ek op 'n persoonlike vlak vir myself, dan moet 'n groter doel wees. En hoe seer dit my ook al maak, en hoe hartseer ek ook al raak daaroor, sien ek dit as 'n geskenk uit my liefdevolle Vader se hand vir my. Sien die storm in jou lewe. En veral hierdie goed wat jy nie kan verduidelik. Dit is onverduidelik. Dit is 'n groter doel dan. Sien dit as 'n geskenk uit die hand van jou liefdevolle Vader. Al maak dit geen sin. Dit is 'n storm waarin daar seën vir jou is. En waar daar seën vir jou wag. Dit is iets wat jy moet gaan. Dis al. Dis al. En hou vas in die tussenintyd aan daai woord. As dit nie nou beter raak nie, verseker sal dit beter gaan. Net soos met 'n storm. Met 'n storm. Terwyl jy wag dat die storm verbygaan, wag met 'n verwagting. Terwyl die storm woed en jy moet wag. Dis 'n tussenintyd, jy weet dit nou. Wag met 'n verwagting. Nommer 1 is sal verbygaan. En nommer 2, na daai storm gaan dinge nooit weer dieselfde wees. Daar het sare verder gewaai. Daar het reën gekom. Ou en dooie goed is weg. Dis jou verwagting. Jy verwag dat God iets sal doen. Nou weet jy wat gebeur? Net weer op 'n persoonlike vlak vir my. Wanneer jy tot daai slotsom gekom het en gesê hierdie ding kom van God af. Ek weet verduidelik kan ek dit nie verduidelik nie, verklaar kan ek dit nie verklaar nie. Ek kan niks daaraan doen nie. Dit kom van, weet jy wat gebeur? Jy's nog binne in die storm, niks het nog verander. Dan kom een of ander vorm van 'n vrede en 'n stilte en 'n rustigheid. Presies soos die storms daar buite. Ek het vanoggend weer gaan Google. Binne in die sterkste storm wat jy kry is
is hurricanes, né? In die middel van daai ding is daar geen wind wat waai. As 'n peace binne in daai storm. Storm hardloop hier, buiteom. Binne is daar stilte. Dieselfde gebeur vir en met jou en my. Die oomblik wanneer jy die storm sien vir wat dit is. Die oomblik wanneer daar die verwagting is. Hierdie kom van God en iets gaan hy doen. Hoër gaan hy my vat. Beter gaan hy my maak, dapperder, meer geloof gaan ek na hierdie episode hê. Dan gaan dit vir jou gebeur. Terwyl jy nog in die middel is. En jy weet, dit sal verbygaan. Dit sal verbygaan. Die storm kan nie vir ewig hou. So jy sit vanmôre hier so, jy sê, wel, die storm kom nou vir eentjie aan. En dalk wys die Here vir jou vandag iets wat jy nog kan doen. Dalk is jou storm van so aard dat jy wel iets kan doen. En dan moet jy dit gaan doen. Dan moet jy ook daar die geloof en die dapperheid hê om dit te gaan doen. Maar as jy sit en sê, maar daar is niks wat ek nou hier en meer kan doen, dan is jy waarskynlik reg. Maar jy is verkeerd as jy dink dat God nie ook in die lewe van daai storm is. En dat hy seën uit daai storm uit veel kan bring. Daar's dinge in hierdie lewe wat ek en jy net in 'n storm kan doen. Soos die bevelvoerders van skepe, kapteine van skepe. So daai sin moet jy dit omarm en so ver gaan om vir God dankie te sê. Omdat jy weet, hy jou wil seën binne in hierdie storm. En dan, jy weet, dan kan jy begin dankie sê. Begin uitsien na die nuwe wat op pad is. Habakuk, terwyl hy hierdie boek skryf en hier kla oor al hierdie verskriklike goed wat gebeur en hierdie storm binne hom, wanneer hy die rustigheid gekry het, wanneer hy kalmte gekom het om te weet, God is nie weg nie. God is nie kwaad nie. God is nie dat hy nie iets kan doen nie. En die rustigheid gekom het, dan begin hy al by voorbaat sê, ek het reeds krag, nou hier, terwyl dinge nog nie verander het, daar's nog nie uitkoms, hy weet nog nie waar dit gaan lei nie, begin hy dankie sê. Daar's die laaste gedeelte van hier is hierdie storm, hier is dit, ek kan dit nie ignoreer nie, ek kan dit nie beklei nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my wie? My redder. Want dis wie hy is. Hy is die redder, ook in en uit storms. Die Here my God gee my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, dat hy my veilig is. Dis dit. Dis jou verwagting. En God sal. Hy sal. Hy sal. Jy sal ligter loop agterna. Jy sal sterker wees en jy sal hoër loop. Julle, dis 'n kort boodskap. Ek was ene wat ek waarskynlik by iConnect gehad. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? By die storm, met die ding waarmee jy nou sit. Wat gaan jy doen? Gaan jy aanhou beklei? Ook met God? Sy liefde vir jou bevraagteken? Langer sê, hoekom is ek so ongelukkig? Hoekom gebeur die goed met my? Of gaan jy die Habakuk gebed bid? Nadat jy van God gevra het, hy het gevra, en ons moet deur dit gaan, anders is die eerlik nie. Storms maak mense bang. Dielik. So dan vra jy vir God. En dan kom jy tot die slotsom. Hierdie ding is 'n geskenk uit my liefdevolle Vader se hand. Dis dit. En dan wag jy. Dan wag jy vir die beter
en die mooier wat hy vir jou wil gee. Amen. Ek wil vra dat elkeen net rustig by homself sit en net 'n oomblikie tyd spandeer op jou eie, saam met jou liefdevolle Vader en praat met hom oor hierdie storm in jou lewe. As dit goed gaan vandag met jou, praat asseblief ook met hom. Sê vir hom dankie. Dalk bid jy nou vir iemand naby aan jou wat jy ken en van weet, wat hierdie woord so nodig. Bid laat God in hierdie oomblik, terwyl jy bid, dat die Here iets een of ander ding vir daai persoon sal gee. Kom ons maak ons oop toe. Here, ons verklaar vandag, want nou weet ons, tussenin tyd is eintlik niks anders as binne. Dat U binne in ons besig is. Maak ons vry en laat ons as kindertjies sal glo dat dit juist binne in tyd is. En kom verander U, kom maak U van hierdie storm. Kom maak U daarvan dit presies wat U wil. Ons kom gee onsself vir U aan. Dit gaan alles rond. En dit wat ek en jy leer in die sonskyn dae van ons lewe, die reëndae, die winterseisoene, die somers, die herfs, die lentes. Alles gaan rond. Alles. Ons hele lewe. Dat ons in al hierdie tye, dat ons tot die besef sal kom, en die bewussyn sal kry. Hy is ons leer, en hy is altyd. En deur alles, leer ons hom ken. En wanneer dit gebeur in ons lewe, dan kom daai inner peace, daai stilte. Die Bybel praat, Jesus gepraat daarvan van vrede. Vrede wat alle verstand te boven gaan. En dit is sy wens vanoggend vir jou en vir my, dat jy met hierdie vrede sal gaan lewe. Ook in die storms. Amen.